Ons is besig om 'n studie te doen van al die boeke in die Bybel en ons trek nou by die boek van Levitikus. Nou in Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium lees mens van God se wette en in totaal is daar 613 wette. Met die vorige lesie het ons vinnig gekyk wat dit was, maar daar's 'n hele klompie wat bietjie meer verduideliking nodig het en dis wat ons nou in die volgende paar lesies gaan doen. Wat ons ook gesien het is dat God gee vir ons hierdie reëls oor dat hy lief is vir ons. Hy weet as ons nie hierdie reëls volg nie, gaan ons seer kry. Daarom is die woord judgment in Hebreëus boundaries. So hy gee vir ons boundaries en wanneer ons buite hierdie boundaries gaan, is dit dan nou wanneer God se judgment ons tref. En daai judgment is nie oor dat hy ons haat of oor dat hy ons straf nie, dit is oor dat ons buite sy reëls gegaan het. Dit is consequences. En toe het ek die wette opgedeel in so 'n paar groepies. Daarso is I am God wette en dan is daar wette wat dan vir die Israeliete gesê het, as julle afgode teekom, breek dit af, moet dit nie aanbid nie. Maar dan is daar so 'n paar vragies wat ek het rondom hierdie groepie wette is, wat is 'n afgod en wat was byvoorbeeld 'n heilige boomstam? Want daar staan daar mag geen heilige boomstam langs God se altaar wees nie. Nou wat is 'n afgod? In die Ou Testament Numeri 33 vers 52 staan daar, wanneer julle in die land ingaan, verniel hulle beeldhouwerk, dis nou die Kanaaniete sinne, verniel hulle gegote beelde en verwoes hulle hoogtes. So die opdrag wat God vir hulle gegee het, behalwe nou vir die wette, is as julle ingaan, gaan breek alles af wat te doen het met afgoderry. Hierso het ek 'n prentjie ingesit van heel moontlik hoe 'n high place dan gelyk het. Daar was 'n sacrificial altar, daar was 'n incense altar, daar was wooden pillars and sacred stones en daar was daar heilige boomstamme of daar Asherah sacred trees. En God sê dat daar mag nie heilige boomstamme langs sy altaar wees nie, want kan julle sien, dan lyk dit soos die Kanaanitiese manier van aanbidding. Hier is 'n paar voorbeelde van hoe die Kanaaniete se altare gelyk het vir hulle afgode. Dan is hier so 'n paar voorbeelde van hoe die Kanaanitiese sonpilare en hulle Asherah poles gelyk het. En dan het ek aan die onderkant net so 'n bietjie meer inligting gegee rakende die Asherah poles. So dis 'n vroue afgod. The Canaanites often worshipped her via trees because of her association with the tree of life. Kan julle sien, dit klink baie soos God se storie, want onthou, die duiwel vat God se storie en hy kopie en hy paste hom, maar maak seker jy ken God se woord, dat jy kan sien wanneer dit die duiwel se storie is in die Godsinne nie. So onthou jy, God het gesê, gaan in en gaan kap af, moenie afgode aanbid nie. Nou, hier het ek net so 'n prentjie ingesit, ek dink van julle het dit al gesien, daar staan, that awkward moment when you have to save your God, because it cannot save itself, and therefore cannot save you either. Nou, daar staan vers in die Bybel, veral in die profetiese boeke en in Psalm, waar hulle vir die mense probeer leer, dat weet julle hoe belaglik is 'n afgod. Kom ons kyk gou Psalm 115 vers 4 tot 8. Hulle afgode is silwer en goud, 'n werk van mensehande. Hulle het 'n mond, maar praat nie. Hulle het oë, maar sien nie. Ore het hulle, maar hoor nie. Hulle het 'n neus, maar ruik nie. Hande, maar hulle loop nie. Hulle gee geen gelei deur hulle keel nie. Die wat hulle maak, sal net soos hulle word, elkeen wat op hulle vertrou. Jesaja 45 vers 20 sê, ignorant are those who carry about idols of wood, who pray to gods that cannot save. So afgode is eintlik so belaglik, dis iets wat jy gemaak het. Daai afgod kan niks vir jou bied nie. Maar ek dink die rede hoekom mense afgode het, is dan die God pas dan in hulle prentjie, en as die God in jou prentjie pas, kan jy dan vir jouself sê wat is reg en wat is verkeerd. Nou wat is moontlike afgode dan in ons tyd? Nou die Nuwe Testament gee vir ons so 'n klou van wat afgode is. Deuteronomium 4 vers 28 sê, die werk van mense is 'n hande. So 'n afgod is dit wat met jou eie hande gemaak is. En geen eer word aan God gegee nie. Nou byvoorbeeld dit is jou werk, jou gesin, jou rykdom. So maak seker dat daar is nie iets in jou lewe wat jy jouself maak groei het en jy gee geen eer aan God nie, want dis dan heel moontlik jou afgod. Dan is daar ook 'n ander paar voorbeelde in die Bybel wat sê wat kan afgode in ons tyd wees. Een voorbeeld, selfs in die Ou Testament staan nie, 1 Samuel 15 vers 23, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery en eie sinnigheid wat dan nou hardnekkigheid is afgodery. So selfs in die Ou Testament is dit nie net beeltjies nie. God het ewen vir Saul gesê dat hardnekkigheid is ook 'n afgodery. Kolossense 3 vers 5 sê, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. So maak seker dat ons niks in jou lewe
wat afgod kan wees nie. Onthou dit het nie te doen met beeltjies nie. As iemand nou vir jou vra, hoorie, wat se afgode het jy, dan dink jy, nee, ek het geen beeltjies in my huis nie. Dis nie net beeltjies nie. Waarheen hardloop jy as jy byvoorbeeld 'n moeilike dag het? Dis dan moontlik jou afgod, want God wil hê ons moet na hom toe hardloop wanneer die lewe so 'n bietjie begin druk. Okay, so ons het dan nou die vorige twee beantwoord, ons is nog steeds by afgode, en daar staan, jy mag nie jou kinders aan Molech gee nie, anders moet jy doodgemaak word, en as jy 'n blinde oog gooi vir Molech offers, dan moet jy ook doodgemaak word. So selfs al sien jy dit gebeur, word jy dieselfde gestraf. Levitikus 18 vers 21 sê, en van jou kinders mag jy nie gee om vir Molech deur die vuur te laat deurgaan nie. So wat gebeur het, Molech was 'n afgod in die Ou Testament tyd, en wat gebeur het is, hy was warm gemaak met vuur, en dan het die mense, veral dan nou die Kanaaniete, maar julle sal sien in die Bybel, selfs die Israeliete het ook hierdie rituele gevolg. Hulle het hulle babetjies na die altaar toe gevat, en die babetjies op die arms van hierdie god neergesit, of hierdie afgod neergesit, dan het die babetjie lewendig gebraai. Maar dan het hulle dromme gevat en harde dromme geslaan, sodat dit nou die geskree van die babetjie verdoof. So mens kan verstaan hoekom God sê dit is 'n gruwel vir hom. Nou, wat sal Molech dan wees in ons tyd van vandag? Nou, Molech is the god of child sacrifice. Weer eens, ons sal dink, nee, ons het nie afgode in vandag se tyd nie, maar as jy gaan mooi dink, child sacrifice in ons tyd is aborsie. Ek het bietjie gaan Google om te kyk hoeveel aborsies gebeur daar, en daar's 73 miljoen kinders word geaborteer per jaar, en as jy die sommetjie gaan doen, sal jy sien 2 tot 3 kinders word elke sekond doodgemaak as gevolg van aborsie. Maar nou wil ek ook net hierso sê, as jy selfs al deur 'n aborsie was, of jy ken iemand wat deur 'n aborsie gegaan het, onthou dat God wil jou vergewe. Ons gaan nou daarna weer kyk. Net vinnig dat, onthou die klein babetjie in jou maag, Psalm 139 vers 13 sê, For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. Jeremia 1 vers 5 sê, Voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, het ek jou geken, en voordat jy uit die liggaam voortgegaan het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet van die nasies gemaak. Want ek weet daar's mense wat sê dit is net 'n fetus, maar nee, hier kan ons sien dat nog voordat jy gebore is, terwyl jy nog in jou ma se maag was, het God al 'n plan met daai babetjie. So as ek nou net gesê het, as jy dalk al self daardeur gegaan het, onthou God sal jou vergewe. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Nou God is so vreeslik baie lief vir ons. Nou hoe baie lief is hy vir ons? Hy sê, die beste ding wat ek het, sal ek vir jou gee. Jy kan dit kry. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou ek gaan nie eers sit en sê, hierdie is verkeerd en daai is verkeerd, en hierdie is sonde en daai is sonde nie, dan klink ek net soos die fariseërs. Jesus het self vir die fariseërs gesê, Matteus 23 vers 4, want hulle bind pakke saam, wat swaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die mense. Nou, ek wys uit die Bybel uit wat is God se hart, waarvan hy hou en waarvan hy nie hou nie. Ek is nie hier om 'n swaar pak op jou skouers te sit en jou te laat sleg voel nie. Ek leer julle oor alles in die Bybel en ek praat oor ongemaklike onderwerpe, maar onthou, elke liewe persoon op die aarde doen nog steeds verkeerd, selfs ek. Moenie in die duiwel se struik val van offens nie, want dan mis jy die geleentheid om die waarheid te hoor en die waarheid sal jou vrymaak. Ja, jy het dalk 'n fout gemaak, maar God is 'n God van herstel. Kom terug na hom toe en herstel jouself. Herstel jou verhouding met hom en probeer van nou af leer wat God van hou en waarvan hy nie hou nie. En hoe gaan jy dit doen? Deur jou Bybel te lees en tyd saam met hom te spandeer. Ons het ook gekyk van wat se reëls was daar rakende God se tabernakel. En dan by die tabernakel is daar 'n vraagie, waarom moes die klipaltaar so spesifiek gewees het? Byvoorbeeld, daar staan Eksodus 20 vers 26, jy mag ook nie met trappe na my altaar toe opklim nie, dat jou skaamte nie daarop ontbloot word nie. Aan die linkerkant is daar byvoorbeeld trappe,
wat jy sal sien hoe die altaars gelyk het van die Kanaaniete, en dan aan die regterkant is hoe die altaar van God moes gelyk het in die tabernakel. Nou waarom mag hulle nie met trappe opgeklim het nie? Nou, daar's seker 'n hele klompie reëls, net 'n eenvoudige reël is, onthou hulle, die priesters het rokke gedra, en dink byvoorbeeld as jy met trappe klim, veral as jy 'n rok dra met 'n slit, ek sê nou nie die priester se rok het 'n slit nie, maar dink self, as jy trappe klim, dan is dit moontlik dat mense goed sien wat hulle nie moet sien nie, so God wou gehad het, dit moes nie gebeur nie. En as jy ook bietjie gaan oplees oor die rituele van die Kanaaniete, byvoorbeeld Baal Peor, het die priesters hulle self ontbloot en al hulle klere uitgetrek gedurende die seremonies, en God wil nie hê dat sy aanbidding moet dieselfde wees as die Kanaaniete nie. So hoe kan ons nou hierdie spesifieke wet verstaan in ons tyd? Hoe verwag God moet ons hom aanbid? Nou, vlees verteenwoordig sonde, onthou, die spesifieke reël sê dat vlees moet nie wys nie. Vlees verteenwoordig sonde. Wanneer ons God aanbid, moet alle sonde uit die weg geruim word. All immodesty and indecency and whatever tends to create impure thoughts and stir up unclean lust should be carefully avoided in worship. Wanneer ons God aanbid, moet ons gedagtes gevange neem. Ok, dan is ons nou nog steeds by die vraagie waarom die spesifikasies by God se altaar. Ons het nou gesien dit mag nie trappies wees nie, dit moet 'n styl hellingkie of 'n hellingkie wees. Dink, dan kan jy 'n bietjie kleiner tree gee, jy hoef nie sulke groot tree te gee nie, dan gaan vlees nie wys nie. Nou die volgende ene is Eksodus 20 vers 25, maar as jy vir my 'n klipaltaar maak, mag jy dit nie bou van gekapte klip nie, want as jy jou ystergereedskap daarop swaai, dan ontheilig jy dit. Deuteronomium 27 vers 6 sê van ongekapte klippe, en daai ongekapte klip dat die oorspronklike Hebreëus beteken abanim, dan jy moet my altaar vir die Here bou van ongekapte klippe. Het ek 'n voorbeeld aan die linkerkant van hoe God dit wou gehad het, en aan die regterkant kan jy sien is die Kanaanitiese altaars wat jy kan sien is gekap, want dit pas presies. Nou, so wat God eintlik vir die Israeliete gesê het, is skryf vir my klippe uit die natuur uit, nie wat mense gemaak het nie, en hy maak seker hulle pas ook mooi op mekaar. Nou, wat beteken uncut stones vir ons vandag? Nou, kom ons gaan doen 'n bietjie studie. Waar lees ons ook van uncut stones in die Bybel? In Aaron se borstas, Eksodus 28 vers 17, staan daar, en voorsien dit van 'n steeninvulling van 4 rye stene, so die stene, die woord is eben in Hebreëus, en die stene is abanim, onthou ons het al reeds gelees van abanim in die vorige versie, moet volgens die name van die kinders van Israel 12 wees volgens hulle name. So hierso is 'n storie in die Bybel wat praat van stene, dit is dieselfde Hebreëse woord wat dan nou abanim is, of eben, wat presies dieselfde woord is. Julle sal sien in die Hebreëse is dieselfde getalletjie, nommer 68. So dit gaan oor stene, en hierdie stene verteenwoordig die 12 stamme van Israel. Waar gebeur dit ook? Gaan kyk toe Moses 'n altaar moes gebou het, in Eksodus 24 vers 4, en Moses het al die woorde van die Here opgeskrywe, en onder die berg 'n altaar gebou, en 12 gedenkstene volgens die 12 stamme van Israel. Hier praat die Bybel weer van stene en die 12 stamme van Israel. Joshua loop deur die Jordaan op droë grond, en Joshua 4 vers 2 sê, neem vir julle uit die volk 12 manne, bring 12 klippe, weer abanim, dieselfde Hebreëse woord, en Joshua het ook 12 klippe opgerig in die middel van die Jordaan, so weer eens klippe, 12 stamme van Israel. Elia teen die profete van Baal op berg Karmel, 1 Konings 18 vers 31, daarop neem Elia 12 klippe, ook weer eens dieselfde woord abanim, volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders, en bou met die klippe abanim 'n altaar in die naam van die Here. So ons kan sien dat hierdie stene verteenwoordig die 12 stamme van Israel. So, maar stene in Hebreëus beteken eben, en seuns in Hebreëus beteken ben. Kan julle sien, dis dieselfde woord, die een het net 'n e vooraan, is ben en ben. En al twee hierdie woorde het dieselfde rootwoord wat beteken to build. So die twee is eintlik dieselfde woord. En wat nie dieselfde woord nie, maar dieselfde grondwoord uit. Wat beteken uncut in Hebreëus? Want ons probeer nou kyk wat beteken die woord uncut stones. So ons het nou gesien wat beteken en verteenwoordig, die woordjie stones, maar wat verteenwoordig uncut? In Hebreëus beteken dit salem, wat beteken peace, just en complete.
Nou wanneer ons dink aan die tabernakel en die tempel in ons tyd, het dit te doen met worship. Die tabernakel is 'n spieelbeeld van aanbidding. Worship in Grieks beteken to move towards God with the intention to kiss. En kan jy onthou dat offers, sacrifice in Hebreëus beteken to draw close to God, of net to draw close. As jy wil weet hoe om God te aanbid, kyk na God se tabernakel of die tempel. So onthou, ons het nou reeds na hierdie prentjie gekyk. Aan die linkerkant is die Holy of Holies en dit is waar God is. Dan begin jy deur vir God 'n offer te bring, en onthou, offer beteken to draw close to God. So onthou, ons is die mense van daai tyd, eintlik maar die priesters, maar onthou, hulle verteenwoordig die volk, hulle staan nou op pad na die allerheiligste, dan begin jy met 'n offer, you are moving towards. Dan daarna moet jy jouself reinig, en dan kan worship begin in die holy place. En dan is dit, in die binnekant van die holy place kry jy mos die tafel met die broodjies, die golden lampstand en dan die altar of incense. Nou, hoe offer ons liggame as lewendige offers daagliks? Want onthou, die brood, die rook en die olie moes daagliks opgevul geword het. So, die brood is dan mos lees jou Bybel elke dag, en dan die volgende ene, die altaar is, jy moet elke dag bid. En dan die lampstand beteken dat jy moet gevul wees met die Heilige Gees. En dan moet jy deur die voorhangsel gaan, en onthou, toe Jesus op die kruis gesterf het, die voorhangsel geskeur, en dit is hoe jy dan by God uitkom. Die tabernakel is 'n blueprint van hoe om God te worship. God verwag aanbidding op sy terme. Daarom het hy vir ons 'n blueprint gegee. Nou onthou, ons probeer nou nog verstaan wat is die spieelbeeld wat uitgebeeld word met die altaar van uncut stones. Ons onthou nou, stene in Hebreëus is eben, en seuns in Hebreëus is ben, en uncut beteken peace, or just, or complete. So, nou hierdie wet sê dan, die altaar, of die manier om nader aan God te beweeg, moet opgemaak wees van uncut stones. So die manier om nader te beweeg na God toe, kan jy doen deur complete and just sons. Romeine 5 vers 9 sê, much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him. So hoe word jy just? Deur die bloed van Jesus Christus. Okay, ons is nog steeds by die tabernakel, en nog 'n vraagie wat ons daar het is, waarvoor word die trumpets gebruik wat jy lees van in Numeri 10? In die Bybel lees jy van 'n klomp plekke waar trumpets geblaas moet word. Daar is 2 tipe trumpets, en elkeen was by sy eie geleentheid geblaas. Jy het jou shofar gehad, wat die ramshoring is, en dan het jy silwer trompette gehad in Numeri 10, waar ons nou eintlik in die studie is, maar ek wil net vir julle wys, daar's 2 verskillendes. Aan die linkerkant die shofar was byvoorbeeld geblaas by 'n nuwe maan, by Feast of Trumpets. Wat snaaks is, mense sal nou dink dat die silwer trompette sal geblaas word by the Feast of Trumpets, maar nee, 'n ramshoring was geblaas gewees. Hy was ook geblaas by 'n jubileejaar, by Berg Sinai toe hulle die wette ontvang het, by die mure van Jerigo was shofars geblaas, nie die trompette aan die regterkant nie. So net vinnig 'n paar voorbeelde van waar die shofar geblaas word. Maar ons is nou eintlik om te kyk na die silwer trompette. Nou, trumpets in die Bybel was vir 'n divine kommunikasie. In die boek van Numeri sien ons dat die trumpets was gebruik vir 3 verskillende boodskappe wat moes uitgegaan het. Die eerste boodskap was vir kommunikasie. Dit Numeri 10 sal jy lees staan daar, om die vergadering byeen te roep, om die laars te laat opbreek. As hulle blaas, dan is dit byvoorbeeld tyd om te beweeg. Of baie keer as hulle blaas, is dit om te waarsku dat die vyand is op pad, die alarm word aangeblaas, of om na God te roep vir hulp. Hier lees vir my 'n mooi versie, Numeri 10 vers 9. En as julle in julle land in oorlog kom teen die vyand wat met julle veg, moet julle met die trompette alarm blaas, dan sal aan julle gedink word voor die aangesig van die Here julle God, en julle sal van julle vyand verlos word. Vers 10 sê, hulle sal dien om julle 'n gedagtenis te bring voor die aangesig van julle God. So die Israeliete kon hierdie trompette gebruik het om te blaas, sodat God hulle kom help. En dan nog 'n boodskap wat uitgegaan het deur hierdie trompette, is die aankondiging van spesiale dae. Byvoorbeeld op die dag as jy vrolik is, blaas die trompette. By sekere feestydde blaas die trompette, en by die begin van 'n maand blaas die trompette.
Nou so ook hierdie spesifieke trompette word dan geblaas om te sê God is op pad, nie net spesiale dae nie, maar God is op pad. Kyk byvoorbeeld in die tyd van Moses toe hy die wet ontvang het, Eksodus 19 vers 18 sê, en die hele berg Sinai het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het. Vers 19 sê, toe die geluid van die bassein sterker en sterker geword, so die trompet wat hier geblaas word, was die silwer trompet gewees. En dan Joel 2 vers 1 sê, blaas die bassein op Sion en blaas alarm op my heilige berg, laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die Here kom, want hy is naby. Jesus is op pad. Hierdie is dan nou 'n profesie van Jesus wat op pad is. Okay, so kan julle sien dat die silwer trompette word ook geblaas om aan te kondig, Ou Testament, God is op pad, Nuwe Testament, Jesus is op pad. Dan aan die linkerkant wil ek jou 'n bietjie verder kyk na die kommunikasie daarso waar hulle geblaas het om vir die volk te sê, okay, dit is nou tyd om te beweeg. So, dit is nou tyd om te beweeg, kan mens amper sê, dit is nou tyd vir jou posisie om te verander. Nou hierdie silwer trompette het 'n paar voorwaardes gehad. Daar moes 2 gewees het, dit moet deur die priester geblaas geword het en dit moet silwer gewees het. Nou, kom ons kyk na elkeen van daai 3 voorwaardes. Hulle sê die priester moes dit geblaas het. Nou, Jesus is ons hoëpriester. Matteus 24 vers 31 sê, en hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompet geluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke. Dan sê ons nog 'n voorwaarde is, daar moet 2 trompette wees. Nou, hoekom 2? Oral in die Bybel sien jy 2 stories wat met mekaar vergelyk word. Die een is die spieelbeeld wat na 'n ander storie toe wys. Byvoorbeeld die Ou Testament, Nuwe Testament, die Ou Verbond, die Nuwe Verbond, die Israeliete en die kinders van God. En dan God roep die Israeliete en die heidene. Dis wat hierdie 2 trompette beteken. Hy roep al 2 van hulle. En dan die laaste voorwaarde is, dit moet van silwer wees. Nou as jy in die Bybel lees van silwer en goud, is dit waar God sy mense skoon maak. Psalm 66 vers 10 sê, for you have tried us, O God, you have refined us as silver is refined. Psalm 12 vers 7 sê, die woorde van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer 7 maal. So as jy partykeer wonder waarom is die lewe so moeilik, dit is God wat besig is om jou te suiwer. En silwer word gesuiwer in vuur, so dit is nie 'n maklike proses nie. Nou wat is die eienskappe van silwer? Dit is waardevol, dit moet deur 'n smeltproses gaan om skoon te word. Die silwer weerkaats die lig die beste, dit is buigbaar, en as jy nie silwer skoon hou nie, dan word dit dof. Nou ons as kinders van God word deur silwer verteenwoordig. Ons is waardevol in God se oë. Ons gaan deur 'n smeltproses om heilig te word. Ons weerkaats God se lig. Ons is buigbaar. God is die pottebakker besig om ons te vorm. As ons nie ons lewens skoon maak deur byvoorbeeld Bybel te lees nie, dan sal ons ook dof word. Nou, hoe nader jy aan God beweeg, hoe skoner word jy. Hier is ons weer 'n prentjie van die tabernakel waar jy moet ingaan en die doel is om by God uit te kom. As jy gaan kyk, alles in die ingangsportaal was gemaak van koper gewees. Die ingang was koper, die altaar was koper en die waskom was koper. Maar hoe nader jy aan God beweeg, word dit al hoe skoner, as ek so kan sê. Die ingang na die heiligdom was oortrek met goud, en dan die items in die heiligdom en in die allerheiligste was oortrek met suiwer goud, soos die toonbroodtafel, die kandelaar, die reukwerkaltaar en die ark van versoening was oortrek deur suiwer goud. So kan jy sien hoe nader jy aan God beweeg, hoe beter metaal word uitgebeeld hier by die tabernakel. So onthou, daar was 3 boodskappe wat deurgegee was deur die trompette. Onthou, die eerste ene was die vergadering word saam geroep, of dis wanneer hulle sê, okay, dit is nou tyd om te beweeg, dit is nou tyd om jou posisie te verander. Nog 'n rede wanneer hulle die trompette geblaas het, is om alarm te blaas dat die vyand is op pad, en nog 'n rede hoekom hulle trompet geblaas het, is om te sê spesiale geleenthede is, of feeste gaan gebeur, of dat God is op pad, die derde ene. So Jesus, as ons hoëpriester, roep die Israeliete en die heidende, wat nou die 2 trompette is, om hulle self te reinig en heilig te word, soos silwer. En dit is dan nou boodskap 1, wat sê dit is nou tyd om te beweeg, want onthou, ons moet ons lewens verander. En hierso sê hulle ook vir die Israeliete, dis nou tyd om jou posisie te verander. En hoekom is ons besig om te verander? Ons is besig om gereed te kry, want Jesus is op pad
En dit is dan nou boodskap 2, dit is die tweede boodskap, is eintlik nommer 3 aan die regterkant wat sê, dit is ons wanneer 'n spesiale dag aangekondig word. Maar God sal ons nooit alleen los in hierdie reinigingsproses nie. En dit is die boodskap in die middel wat sê, roep na God as die vyande op pad is en hy sal ons onthou. Dan hierso is 'n paar groepie wette wat praat oor God has appointed time, soos die feeste wat ons nou al reeds 'n studie oor gedoen het. Maar hierso is 'n vraagie wat vra, wat is 'n jubeljaar? Nou in die Ou Testament lees jy Levitikus 25 vers 12 sê, want dit is 'n jubeljaar, dit moet vir julle heilig wees. Nou as jy 'n week vat, Sondag tot Saterdag, word die 7de dag is dan 'n dag van rus, Shabbat. Eksodus 23 vers 12 sê, 6 dae moet jy werk verrig, maar op die 7de dag moet jy rus. Nou as jy 7, of as jy nou die jare vat, dan noem jy dit 'n Shemitah, as jy in die 7de jaar kom, dan is dit 'n jaar van rus. Levitikus 25 vers 4 sê, maar in die 7de jaar moet daar volkome rus wees, 'n Sabbat vir die Here, jou land mag jy nie saai en jou wingerd nie snoei nie. Dit moet 'n jaar van rus vir die land wees. So ons het gesien, God praat van 'n Shabbat wat een keer 'n week is, dan praat hy van 'n Shemitah wat een keer elke 7 jaar is, en dan vat jy hierdie 7 jare en jy vat 7 van hulle, dan noem jy dit 'n jubilee, en dan die jaar daarna is dan 'n jaar van rus. Levitikus 25 vers 8 sê, jy moet ook 7 jaarweke tel, 7 by 7 jaar, en julle moet die 50ste jaar heilig, dit moet vir julle 'n jubeljaar wees. So dit is 'n jubileejaar. So elke 50 jaar in God se oë is 'n jubileejaar, maar jy kan sien dat God volg patrone. Ons het dit gesien in Genesis ook, God se God van patrone. En as jy in dae tel, moet die 7de dag geheilig word. As jy in jare tel, moet die 7de jaar geheilig word. En as jy in 7 tel, moet dan die jaar daarna geheilig word as 'n jubileejaar. Nou wat gebeur in 'n jubileejaar? Levitikus 25 vers 10 sê, 'n vrylating in die land word uitgeroep aan al sy bewoners. Vrylating beteken skuld word afgeskryf. En wat ook gebeur, dan moet julle elkeen na sy besitting en elkeen na sy geslag terugkeer. Levitikus 25 vers 18, en dan moet my insette onderhou my verorderinge en doen dit, dat julle veilig kan woon in die land. So Shabbat, ons het nou geweet dat Shabbat beteken rus. Nou wanneer Jesus terugkom, gaan ons in 'n finale rus saam met hom regeer. En as jy kyk na 'n jubileejaar is wanneer almal vrygeskel word van enige skuld en wanneer jy teruggaan na jou grond toe. So weer eens, wanneer Jesus terugkom, gaan ons finaal en al van alle skuld ontslae wees en ons gaan die aarde beerwe wat God al aan Abraham beloof het. So Jesus gaan terugkom in 'n jubileejaar. Kan julle sien alles in die Ou Testament? Want ek het nou hoeveel keer vir julle gesê, die Ou Testament is net 'n spieelbeeld van iets wat gaan kom. En soos wat ons 'n studie doen, kan jy sien absoluut alles in die Ou Testament wys na Jesus toe.